Goeiedag luisteraars, baie welkom. Ek wil vandag met julle gesels oor die tema geroep soos jy is. En die boodskap vandag is dat God roep nie die regtes uit nie. Hy roep die gewondes, die twyfelaars en die gewilliges. En die teksgedeelte waaruit ek wil gesels is Rigter 6, vers 11 tot 16. Luisteraars, wanneer ons vandag oor God se roeping praat, het baie van ons 'n sekere prentjie in ons kop. Ons dink maklik aan daardie groot oomblikke, oorwinnings, geloofshoogtepunte, geestelike entoesiasme, tye wanneer alles reg voel en dinge in plek is. Ons dink God roep mense wanneer hulle geloof sterk is, en wanneer hulle seker is, en wanneer hulle gereed voel. Maar die Bybelse storie vertel vir ons iets heeltemal anders. As 'n mens kyk na die boek van Rigters en jy blaai bietjie daardeur, dan tref dieselfde refrein jou oor en oor. Dit is amper soos 'n hartseer lied wat aanhou herhaal. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Elke keer as hierdie sin verskyn, dan weet ons, dinge is besig om skeef te loop. En nie net 'n bietjie skeef nie, erg skeef. Dit was 'n tyd van geestelike verval. God is nie meer sentraal nie. Die volk het begin leef soos die nasies rondom hulle. Hulle bid ander gode. Hulle vertrou ander magte. Hulle het nie God doelbewus verwerp nie. Hulle het hom eenvoudig net een kant toe geskuif. En die gevolg? Armoede, vrees, onderdanigheid, onsekerheid. Die Midianiete kom en stroop die land kaal. Al wat die Israeliete saai, word gesteel. Wat hulle opbou, word afgebreek. Hulle verloor hulle bestaansruimte, hulle veiligheid, hulle hoop. Die Bybel sê selfs mense moes wegkruip in grotte en berge net om te kan oorleef. Dit is die wêreld waarin Gideon leef. Nie 'n wêreld van geestelike opwekking nie. Nie 'n wêreld van sterk leierskap en waar geloof maklik is nie. Gideon word geroep in 'n tyd van nasionale en persoonlike wanhoop. En dit is belangrik dat ons dit raak sien. God se roeping van Gideon kom nie toe Israel op sy sterkste is nie, maar toe Israel op sy swakste is. God kom nie eers na die krisis nie. Hy kom te midde in die krisis. En dit bring ons by 'n belangrike waarheid wat ons vandag mis. Dat God se roeping kom dikwels nie wanneer alles reg is nie, maar reeds wanneer alles skeef is. Baie van ons wag dalk vandag vir 'n beter tyd om God ernstig te dien. Ons sê dalk vir onsself, as dinge begin rustiger raak. Eers as ek 'n bietjie sterker voel. As my geloof nie so deurmekaar is nie. Eers as my omstandighede verander. Maar kyk na Rigters. As God sou wag dat dinge moes regkom voordat hy mense roep, sou hy byna niemand geroep het nie. God tree juis op wanneer mense nie antwoorde het nie. Wanneer hulle vra, waar is God nou? Wanneer hulle wonder of hy nog betrokke is. En dit is presies waar Gideon is. Hy staan nie op 'n verhoog of besig met 'n groot geloofsgetuienis nie. Hy lei nie 'n weermag nie. Hy's alleen. Besig om koring uit te slaan in 'n parskyp. 'n Plek wat nooit veronderstel was om te gebeur nie. Net om iets te probeer red voordat dit ook gesteel word. En dit is daar, nie in 'n tempel of op 'n slagveld, in 'n tyd van oorwinning nie. Daar kom God se stem.
Luisteraars, dit sê vir ons iets baie belangrik van hoe God werk. God wag nie dat ons eers moet sterk voel voordat hy ons gebruik nie. Hy wag nie dat ons eers sonder vrae is nie. Hy wag nie dat ons histories of geestelike rekords moet hê nie. Hy kom in die donker, in die chaos. Hy begin sy werk wanneer alles nog chaos en deurmekaar is. En dit beteken dat die konteks waarin jy jouself vandag bevind, hoe gebroke, hoe onseker, hoe deurmekaar ook al, jou nie buite God se roeping plaas nie. Inteendeel, dit is juis die plek, dis juis daar waar God met jou begin praat. As jy vandag voel asof jy geestelik moeg is, onseker is oor jou plek, teleurgesteld in God, of dalk selfs al begin opgee het, dan is jy nie te ver nie. Gideon wys vir ons dit. God roep nie net mense uit donker tye nie. Hy roep hulle binne in die donker tye. En dit is waar ons storie vandag begin. Luisteraars, die Bybel is besonder eerlik oor waar Gideon was toe God hom geroep het. Die teks sê, sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in die parskyp, waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Hierdie enkele sin sê eintlik meer oor Gideon se lewe as wat 'n hele biografie sou kon. Kom ons stop net 'n oomblik en kyk na hierdie prentjie. 'n Parskyp was nie gemaak vir koring nie. Dit is nie oop nie. Dit is nie hoog nie. Dit is nie blootgestel aan wind nie. Dit is die verkeerde plek vir koringdors. Koring word normaalweg op 'n dorsvloer uitgeslaan, oop, sigbaar in die wind sodat die kaf weggewaai kan word. Maar Gideon is nie op die dorsvloer nie. Hy is weggesteek, laag, halfdonker, besig om stil te werk. Hoekom? Omdat hy bang is. Bang is dat as iemand hom sien, selfs hierdie klein bietjie oes gesteel sal word. Bang dat nog iets uit sy hande geruk sal word. Bang vir die Midianiete. Bang vir verlies. Bang vir armoede. Dit is nie 'n prentjie van 'n dapper held nie. Dit is die beeld van 'n man wat net besig is om te probeer oorleef. En om eerlik te sê, baie van ons erken hierdie ruimte. Daar is tye in 'n mens se lewe waar jy nie meer groot drome droom nie. Jy probeer net oorleef. Jy probeer net iets red, net iets behou, iets beskerm. Jy is nie besig met toekomsplanne nie. Jy is besig met skadebeheer. En dit is presies waar Gideon is. En nou kom die belangrikste deel van hierdie toneel. En dit is daar waar God hom ontmoet. Nie in 'n tempel, of op 'n berg, of op 'n slagveld nie, maar in die parskyp. In sy vrees, in sy wegkruip, in sy onvolmaaktheid. Luisteraars, ons moet laat hierdie waarheid werklik by ons insik. God wag nie dat Gideon eers uit die parskyp klim voordat hy met hom praat nie. God vra nie vir hom om eers dapper te word sodat hy hom kan roep nie. God sê nie vir hom, kom reg, dan kan ek jou stuur nie. God praat met hom soos wat hy is, daar waar hy is. Dit breek iets baie belangrik in ons denke oop. Baie Christene dink vandag, eers as my geloof sterker is, as ek nie meer so bang is nie,
as ek minder vrae het, as my lewe beter lyk. Maar Gideon leer ons dat God begin nie na die genesing nie, hy begin voor dit. Die parskyp is nie die vloek in die storie nie. Dit is die beginpunt van sy roeping. Luisteraars, ek wil dit sag maar duidelik sê. Moenie onderskat wat God kan doen met jou klein, versteekte, gebroke moeite nie. Dit wat jy vandag doen, net om staande te bly, is nie niks nie. Dit is nie onsigbaar vir God nie. Gideon se koring in die parskyp mag klein gelyk het, maar dit wys iets van sy hart. Hy het nog nie opgegee nie. Hy doen steeds wat hy kan, al is dit moeilik. Dit is dikwels al wat God nodig het om te begin. Nie volmaakte geloof en groot dapperheid nie, maar getrouheid in die klein dinge. En dit is daar waar die engel van die Here gaan sit. Nie ver weg nie, maar langs Gideon in daardie ruimte. Luisteraars, nou kom ons by die mees verrassende oomblik van die hele verhaal van Gideon. God kom na hom toe, daar in die parskyp, en hy sê vir hom, die Here is by jou, dapper man. En as 'n mens eerlik is, dan klink dit amper verkeerd. Want alles aan hierdie toneel skree die teenoorgestelde. Gideon kruip weg, hy's bang. Hy probeer ongesiens bly. Hy leef nie soos 'n held nie. En tog noem God hom dapper man. Hier bots die twee wêrelde teen mekaar. God se aanspraak teenoor Gideon se selfbeeld. En dit is 'n botsing wat elke geroepte mens op een of ander stadium beleef. Wanneer God vir Gideon dapper man noem, is hy nie naïef nie. Hy weet presies waar Gideon is. Hy sien die parskyp. Hy sien die vrees en die wegkruip. Maar God definieer nie vir Gideon volgens sy huidige gedrag nie. Hy definieer hom volgens sy Godgegewe identiteit. God praat nie met wie Gideon dink hy is nie. God praat met wie Gideon onder God se hand kan word. En dit is 'n Bybelse patroon. Abraham word vader van baie nasies genoem, toe hy nog kinderloos is. Simon word Petrus die rots genoem, terwyl hy nog wankelrig en stikkend is. Jeremia sê ek is te jonk, en God sê ek stuur jou. God se roeping loop altyd voor ons selfvertroue uit. Luister mooi na Gideon se antwoord. Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Gideon hoor amper nie eers die woord dapper nie. Hoekom? Omdat sy ervaring en God se woorde nie by mekaar pas nie. Hy dink heel waarskynlik dapper. As U regtig by ons is, hoekom lyk my lewe so? As God werklik hier is, hoekom voel ek so alleen? As God my raak sien, hoekom voel ek so gering? Gideon doen wat baie van ons doen. Hy gebruik sy omstandighede om God se woorde te beoordeel. In plaas daarvan om God se woorde toe te laat om sy omstandighede te herskryf. Dis belangrik om op te let dat God se eerste uitdaging in Gideon se lewe nie die Midianiete is nie, maar Gideon se selfpersepsie. Later sal God met 300 man 'n hele leer laat vlug. Maar eers moet hy een man se denke verander. God se grootste werk begin altyd binne-in 'n mens.
Baie van ons verloor nie omdat die vyand sterk is nie, maar omdat ons onsself te klein sien. Ons sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie geestelik genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie. God bedoel hierdie seker vir iemand anders. En tog staan God dikwels reg voor ons en sê, die Here is by jou. Dis 'n verklaring van teenwoordigheid. God sê nie, jy is dapper nie, hy sê, ek is by jou. Die dapperheid lê nie in Gideon nie. Dit lê in God se teenwoordigheid by Gideon. Ons mis dit maklik. God se belangrikste woorde hier is, die Here is by jou. Dis die hart van die hele roeping in die Bybel. Moses vra, wie is ek? Die Here sê, ek sal by jou wees. Vir Josua sê hy, wees sterk. Soos wat ek by Moses was, sal ek by jou wees. Jesus sê vir sy disippels, gaan, ek is by julle tot die einde. God gee selde verduideliking. Hy gee homself. Roeping is nie eerstens 'n taak nie. Roeping is eerstens 'n God met ons werklikheid. Luisteraars, hierdie deel van die verhaal begin iets persoonliks vra van ons. Nie, wat doen jy vir God nie? Maar wie sê God is jy? Want God roep jou voordat jy gereed voel. Hy noem jou voordat jy jouself so sien. Hy staan by jou voordat jy dapper optree. En dalk is dit vandag se uitnodiging om God se stem harder te laat praat as jou eie selfbeeld. Om te glo dat God jou sien nie net soos wat jy is nie, maar soos wat hy jou vorm. Ons gaan volgende week hierdie tema verder vat en gesels oor, gaan met die krag wat jy het. Ek stuur jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons roep nie omdat ons sterk is nie, maar omdat U sterk is. Dankie dat U nie eers wag totdat ons volmaak is nie, maar dat U ons roep soos ons is, gebroke, bang, onseker, maar steeds die kinders. Soos Gideon in die perskuip kom ons dikwels na U toe met vrees en twyfel. Ons sien ons eie klein uit, maar U noem ons dapper man, dapper vrou. U sien nie ons huidige swakheid nie. U sien die identiteit wat U self in ons gevorm het. Here, ons bely dat ons dikwels vra vir antwoorde, vir planne, strategieë, vir sekerheid. Maar U gee vir ons iets dieper. U gee Uself. U sê ek is met jou en dit is genoeg. Leer ons om U stem harder te hoor as ons eie selfbeeld. Leer ons om te glo dat U teenwoordigheid groter is as ons vrees. Verander ons persepsie van die vyand, soos U Gideon se oë oopgemaak het om te sien dat U die stryd voer. Here, ek bid vandag vir elkeen wat voel vasgevang in die parskuip van onsekerheid of pyn. Wees hulle krag. Vir elkeen wat dink hulle is te klein of te gering, herinner hulle dat U by hulle is. Vir elkeen wat wag vir 'n beter weergawe van hulle self, wys hulle dat U hulle geroep het net soos hulle is. Mag ons vandag uitstap met die krag wat ons het, al voel dit klein, en mag ons gehoorsaam wees, omdat U die een is wat stuur. Ons vertrou U belofte. U vervang nie ons swakheid nie, maar U dra ons deur dit. U laat ons nie alleen nie. U is by ons.
In die naam van Jesus Christus. Amen.